Môre, dis donderdag die 9de Julie en ek hoop jy kan vandag al God se genade raak sien, selfs in die stiltye van jou wagtyd. Gister het ons gesien hoe die lig van die kruis deur die donker gevangenes skyn. Josef het lewe vir die skinker aangekondig en oordeel vir die bakker. En vandag kom ons by die hoogtepunt van Genesis 40, verse 20 tot 23. En die titel van ons dagstukkie is As die wêreld jou vergeet. Nou kom ons begin soos ouer gewoonte met 'n baie eerlike vraag. Het iemand jou al vergeet of in die steek gelaat nadat jy hulle opreg gehelp het? Jy het jou tyd, liefde en gebede gegee, maar toe dit weer goed gaan met hulle, het hulle eenvoudig aangegaan met hulle lewe en jou vergeet. Nou as jy vandag so voel, as jy nog wag en die teleurstelling aan jou hart knaag, dan het God vandag 'n woord van hoop vir jou. Nou kom ons kyk wat staan hier in Genesis 40 vanaf vers 20. En op die 3de dag, Farao se verjaarsdag, het hy 'n feesmaal vir al sy dienaars gehou. Hy het die hoof van die skinkers en die hoof van die bakkers voor sy dienaars laat verskyn. Die hoof van die skinkers het hy weer in sy amp herstel, sodat hy weer die beker vir Farao kon aangee. Maar die hoof van die bakkers het hy laat ophang, net soos Josef dit uitgelê het. Alles gebeur presies soos God deur Josef gesê het. Die skinker word herstel, die bakker word reggestel. God se woord kom presies uit. Maar dan eindig die hoofstuk met hierdie hartseer woorde. Maar die hoof van die skinkers het nie aan Josef gedink nie. Hy het hom vergeet. Die skinker stap uit die gevangenis terug na die paleis. En toe sy lewe weer gemaklik raak, vergeet hy vir Josef. Dit wys hoe maklik mense vergeet, veral wanneer dit weer goed gaan met hulle. Maar hier is die ding wat jy vandag nie moet mis nie. Die skinker het Josef vergeet, maar God het nie. Josef se lewe was nie in die hande van 'n vergeetagtige amptenaar nie. Sy lewe was in God se hande. God het self hierdie teleurstelling gebruik om Josef reg te maak vir iets baie groter. Dink net daaraan. As die skinker Josef dadelik onthou het, sou Josef waarskynlik net as 'n gewone vryman uit die tronk gekom het. Maar God het iets baie groter beplan. God het hom voorberei om die tweede magtigste man in Egipte te word. Daarom het God nog 2 jaar gewag voordat hy Josef uitgehaal het. Nie omdat hy van Josef vergeet het nie, maar omdat Josef nog voorberei is vir die taak wat voorlê. Partykeer gebruik God selfs mense wat jou vergeet om jou te beskerm en voor te berei. Hier sien ons ook 'n pragtige beeld van Jesus. Mense vergeet. Ons vergeet God se goedheid en mense vergeet ons. Maar toe die misdadiger langs Jesus aan die kruis sê, Here, dink aan my wanneer U in die koninkryk kom, het Jesus hom nie vergeet nie. Jesus antwoord, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En by die laaste maaltyd sê Jesus aan die disippels, doen dit tot my nagedagtenis. Jesus vergeet nooit sy kinders nie. Jou lewe hang nie af van mense wat jou onthou of vergeet nie. Jou naam is veilig by God. Hy regeer oor konings, oor gevangenisse en ook oor die tydsberekening van jou lewe. Kom ons bid saam. Here onsse God, dankie dat U ons nooit vergeet nie. Here, vergeef ons wanneer ons moed verloor omdat mense ons teleurstel of vergeet. Vergeef ons wanneer ons dink U het van ons vergeet omdat ons lank moet wag. Dankie dat die Here Jesus self aan die kruis aan die verlore sondaar gedink het. Dankie dat ons name altyd by U bekend is. Here, help ons om geduldig te wag en op U perfekte tyd te vertrou. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As 'n deur vandag vir jou toemaak, beteken dit nie God het jou vergeet nie. Dit kan wees dat hy jou voorberei vir iets baie beter. Moenie op mense vertrou nie, kyk net na Jesus. Die skinker het vir Josef vergeet, maar die koning vergeet jou nooit nie. Ek hoop jy het 'n geseënde donderdag.